Ek wil met jou gesels oor onbekende geloof. Geloof wat jy nie ken nie. Geloof vir omstandighede waar jy nog nie was nie, of geloof vir omstandighede waarvoor jy te bang is. Nou, almal van ons het al ergens in jou lewe probeer, leer, of jy het geleer om te swem. Of jy was al ergens in water gewees, waar jy besef het, hier moet nou ergens of gered word of geswem word. En ek kan onthou as klein seentjie, toe ek geleer swem het ek gekies om aan die vlakkant in te stap. En ek gaan die volgende paar weke, gaan ek meer daaroor sê, maar ek het geleer om in die vlakkant in te stap, en ek was baie grootmond en alles, so ver as wat my voete kon voel waar ek is. Maar toe ek kom op 'n plek waar my voete nie meer kan voel nie, toe besef ek het iets meer nodig. Ek wil jy moet profeties hoor wat ek vir jou vanmôre sê. Die Here sê nie vir jou klim uit die swembad uit nie, hy sê jy het iets meer nodig. Moenie uit Lichtenburg se swembad uitklim nie. Pastoor, as dit Lichtenburg se swembad was ons nog veilig, daar sal nie water in wees nie. Nee, ek praat nie so nie. Ek praat nie so nie. Ek wil net vir julle sê, ek is besig om, en julle gaan dit sê, en ek wil dit profeties sê, want sy besef het nie. Maar in ons huis is daar besig om 'n leeuwyfie groot te word. Gister vertel my vrou my, dat in Mr. Price, hoor sy 'n tannie sê, ons krag gaan eers Februarie aankom. Sy hak af, sy sê, nee tannie, moenie so praat nie, ons moet die Here vertrou. Wow. Mr. Price. It was Mrs. Price. In elk geval, dis die waarheid. Dis die waarheid, dis miskien nie lekker om te aanvaar nie, maar ons praat te maklik oor die swembad, maar die feit van die saak is, jy moet leer swem in hierdie swembad. Kom ons begin deur te glo, dat 2025 'n jaar van deurbrake sal wees. Maar waar gaan ons begin? Kyk, gewoonlik maak jy sitplek gordel vas. Frans vandag, is dit 'n dekke. Soos die ander kerkse mense sê, dis 'n dekke. En, Johan, daai tone moet jy terugtrek. Robert, groot toon eerste, hy is die langste, hy gaan die vinnigste seer kry. Handelinge 17, kom ons gaan so toe. Man, ek is so opgewonde oor hierdie woord, ek het amper die worship vergeet. Ek wil net hierdie woord met jou deel, want ek glo, hierdie is 'n woord vir die fynproewer. Hierdie is nie 'n woord vir iemand anders nie, maar hier is wat die Here my voor die tyd gesê het, en ek is, terwyl ons nou aanbid het, die Here my dit gevra. En ek is bietjie versigtig hiervoor, maar hierdie week sit ek in die teenwoordigheid van 'n godsman. Ons maak 'n afspraak vir 10:00, toe ons weer kyk, toe is dit 1:00, toe is dit 3 ure verby. Ek het met plekke lekker gesit en huil, want as jy uitdeel, moet jy kan ontvang ook. Ek het met plekke lekker gesit en huil, maar een ding wat my in my gees vasgesit het was, moenie as jy eendag 'n ou man is, spyt wees oor kanse wat jy op uitgemis het in jou roeping nie. Have no regrets when you're an old man. Wow. Toe sê ek, prys die Here, ek is nog nie oud nie, want ek het sal klaar 'n paar. En hierdie woord gee ek jou vandag toestemming. Jy gaan baie kere hierdie jaar dalk kans kry wat jy moet sê, pastoor, onthou onbekende geloof.
Want ek gaan dit vir jou sê. So dan mag jy dit vir my sê. Dit wat vir my voorlê 2025, weet ek wat die Here sê, maar ek is bang vir dit. Dis omdat dit onbekende geloof is. Ek vra toe vir hierdie pastoor, ek vra vir die van julle wat wonder, ja, dis seker nog 'n jong, arrogante mannetjie. Nee, hy is 70 jaar oud. Op 70 sê die Here vir hom en sy vrou plant 'n kerk. Ek vra toe vir hom, hoe raak ek ontslaaf van hierdie vrees? Hoe skud ek hierdie ding af? Hy sê, jy moet net genoeg bid. Julle, dis goed wat ons weet. Hy sê, jy bid te min. Ek dog, eina, jy wil mos uitdeel, nou moet jy ontvang ook. Jy weet, ek is nie baie op 'n plek wat ek niks het om te sê nie. Maar alwaar as 'n ou jou so antwoord, is jy vir so 10 minute choopstil. Ek het nie iets om te sê nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan, plek van byeenkoms, en sê, Atheners, ek sien dat julle in baie opsigte, of elke opsig, baie godsdienstig is. Terwyl ek rondgegaan het en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer, sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Hom dan, wat julle vereer, sonder om hom te ken. Dink bietjie hoeveel areas in jou lewe word gereël deur woorde soos ek kan nie of dis te moeilik beïnvloed en selfs beperk. Ek kan nie, is te moeilik. Ek het nie genoeg geloof vir dit nie. Is te moeilik, ek kan nie nou nie. Pastoor, jy moet verskoon, ek kan dit net nie nou doen nie. Hoeveel areas in ons lewens word daardeur beïnvloed, beperk, maak dat ons stagneer, dat ons nie vorentoe kan skuif in daai area nie. Hoe bekend is die Vader in jou? In daardie areas. Hoe bekend is jou Vader in daardie areas? Dit gaan nie eers, jy vertrou die Here. Maar daar is sekere areas in jou lewe wat jy net nie vir hom oopsluit nie. Jy is net nie bereid om te sê, omdat ek U ken, sal ek dit waag nie. Godsdienstig in hierdie konteks van die woord kan maklik vertaal word met die woord toegewyd. Maar dis die vyand van ons tyd. Hoeveel van ons is net toegewyd in dit waarvoor ons kan begroot? Waar ons beheer het? Wat aan ons bekend is? Jy's toegewyd solank jy daarvoor kan begroot, solank jy daaroor beheer het, en solank dit aan jou bekend is jy toegewyd. As ek vanmôre vir jou moes laat weet het, ons gaan vanmôre nie hier kerk hou nie, ons gaan hou vanmôre in Blydewil kerk. Jy het nie daarvoor begroot nie? Blydewil is nie aan jou bekend nie, wat aan Blydewil van Blydewil aan jou bekend is, like jy nie, so jy het nie daaroor beheer nie. So dan gaan jou toewyding daaronder lê. Hoeveel mense in ons dorp
Dis onbekend aan hulle om nat te reën op pad kerk toe. Hulle begroot nie vir 'n sambreel nie. Hulle het nie beheer oor wat gaan gebeur as hulle nat reën nie. En hulle het dit nog nooit gedoen nie, want hulle het gehoor, onmiddellik gehoor, jy gaan siek word as jy nat reën. Jy word nie siek as jy nat reën nie, jy word siek as jy sleg na jouself kyk wanneer jy nat reën. Daar's 'n groot verskil. Ons is opreg. Maar hoe werklik is Christus vir jou in daardie onbekende areas? Hoekom het mense 'n verskoning vir dinge waarmee hulle gechallenge word uit die woord uit? Die eenvoudige rede is, hulle ken nie Christus in daai areas nie. En hulle assosieer met ouens aan wie jy ook nie bekend is in daai areas. So nou is jy 'n meningsvormer. Jy praat en jy sê, luister pastoor, ek het nou al 'n bietjie gelees. Ek het nou al 'n bietjie YouTube gekyk. Weet jy wat sê die ouens oor hierdie beginsel uit die woord uit? Jy meng met die verkeerde mense. Is so eenvoudig soos dit. Dis soos 'n ou wat vir my sê hy is op soek na sy trouvrou en dan kyk jy waar hang hy uit. Geen skaap bad in 'n modderpoel nie. Geen antwoord van die Here af. Hoor mooi. Kom soos ons dit wil hê nie. Anders te challenge het jou nie, jou geloof nie. Solank jy kan voel waar jy trap, het jy nie nodig om te vertrou nie. Jy kan toegewy trap, maar hier is van ons gesoute swemafrigters in die dorp. Hulle sal vir jou sê, om enige gala te wen, begin jy in die vlakkant, maar jy moes in die diepkant wees om terug in die vlakkant te eindig. Of van die items is nog so rou, jy eindig in die diepkant. Is ek reg? Stoffie, is ek reg? Party van ons is geroep. Jy begin vlak, jy gaan deur die diep waters, dan eindig jy jou gala in die vlakwater. Party van ons het net een reguit pad. Jy begin vlak, maar hoe meer die Here jou vertrou, hoe dieper raak dit. Maar dis waarvoor hy jou geroep het. Dis waarvoor hy jou gemaak het. Weet jy hoekom sê mense vir jou, ja, maar jy het nou 'n lekker lewe. Weet jy hoekom sê hulle dit, dis lekker? Want jy swem vir hulle te maklik. As hulle in jou posisie, daar waar jy nou is, ingegooi word in die swembad, hulle gaan choke hoor. Maar nou luister ons te veel na sulke, nou trap ons water. En jy kan moeg word van water trap en nog steeds nêrens kom nie en nog steeds sink. Hoe werklik is Christus vir jou in daardie onbekende areas? Vers 28 van Handelinge 17 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, ons is ook sy geslag. In hom lewe ons. Dit beteken, in sy wil is daar vir my lewe. In sy wil is daar vir my spasie om te beweeg. As gevolg van sy wil, wat geskied in my lewe, is ek wie ek is.
Kom ons begin in die areas in ons geestelike lewens waar daar geen groei is. Wees eerlik. Areas van louheid, waar jy stagneer het. Ja, jy kry mense wat in 'n tyd soos hierdie tyd van die jaar, trek hulle weg, hulle beloof, hulle is toegewyd, totdat hulle die teenwoordigheid van die Here moet sien, dan gaan die toewyding weg, want om die teenwoordigheid van die Here in jou lewe te ervaar, kos meer as toewyding. Kos meer as godsdienstigheid. Dit kos om tyd wakker te wees, waar gewone mense slaap. Dit kos om geld uit te haal, waar ander mense negatiewe kommentaar het. Dit kos om lief te raak vir wat ander mense haat. Hoor mooi, ander mense. Om lief te wees vir wat God liefhet, beteken dat ander mense gaan haat waarvoor jy lief is. Louheid. Ek wil net iets sê. Ek het 'n nuwe betekenis van lou water gekry, nou wat ons krag aan was. Here, ek het gevra, Here, wat is dit nou? Warm of is dit nou koud? Dan besef ek, hoe verwarrend is dit vir God? Want in die kerk is jy warm, maar by die huis is jy yskoud, meng jy twee en dan is dit lou. Sit hier in die voorste gestoeltes, vuurwarm by die huis. Tss, tss, so koud is jy. Maak nie warm nie, maak lou. Pas op vir stagnering. Vanoggend, terwyl ons so aanbid, drop die Here iets in my gees. Jy kan net so ver aanbid, soos wat jou binnekamer diep is. Jy gaan nie verstaan, as ouens hande klap, op en af spring, passievol raak nie. Want as dit nie is, waar jy die Here beleef by jou huis nie, gaan dit vir jou vreemd wees hier. En jou woordkeuse gaan wees, hierdie mense se aanbidding is vir my vreemd. Hoekom? Jy ken hom nie so nie. Jy kan nie sê hulle is verkeerd nie. Jy ken hom net nie so nie. Ek kan jou waarborg, vir elke area van louheid, is selfregverdiging die naam van die virus. Selfregverdiging. Ja, maar ek kan nie. Is te moeilik vir my. Ja, maar ek is te oud. Haat 'n oom van 70. Ek kon aan hom vat. Dis nie iets wat ek kon aan hom vat. Hy het op 70 besluit. Hy plant 'n kerk in Zimbabwe. Ek vra vir hom nou, wat het gebeur? Hoe praat die Here met iemand om so iets? Hy sê, die Here het my gepraat, ek het beklei daarteen, toe bring die Here my 'n man, ek kan nou net nie sy naam onthou nie, wat toe hy by 'n byeenkoms was van kerke hier in Suid-Afrika, op die ouderdom van Marley was dit 81 of 82. Sê nou maar, hy was al oor die 80, die oom. Toe staan daai oom tussen 'n klomp pastore op en sê, julle moet vir my bid. Die Here het nou gesê, ek moet 'n Bybelskool begin. Sy oom oor die 80. Ek begin te lag. Hy sê, jy kan lag. Daai oom het eers op 102 gesterf. Hoor julle wat ek sê? Ek dink in die gees, stel die Here party mense se sterfdatums uit, want hulle is ywerig om gehoorsaam te wees. En hulle moet doen wat jong mense te bang is om voor God te vertrou. As ek is versigtig om te sê iemand is te oud. Veral as ek weet ek is ongehoorsaam.
kan die Here nog daai ouer persoon, daai senior persoon, se sterfdatum uitstel, Johan, sodat hy moet doen wat ek nie voor kan sien nie. Selfregverdiging. Selfregverdiging. Ja, maar pastoor, die Here weet tog, juis omdat hy weet, wil hy kyk of jy gelowig gaan wees. Want hy weet, dat jy nie uit jouself uit verder vorentoe kan nie. Pas op vir die virus van selfregverdiging. Hoekom glo jy tans wat jy glo? Openbaring 3 vers 15. Ek het hierdie gedeelte al so baie in my lewe gelees, maar die Here het dit in my gees wakker gemaak. Ek onthou ou jaar het ek gesê, hierdie jaar gaan my prediking, jy gaan dit optel, dis 'n geval van lewe en dood. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, vers 16. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Is jy nou gelowig of is jy nou ongelowig? Wat is jy nou? Sekere areas vurig, onverskrokke. Ander areas 'n ateïs. Jy kan nie die Here vertrou nie. Pastoor, hoe kan jy sê ateïs as ander godsdienste ook? Hulle is ook toegewyd. Hulle is ook toegewyd. En nog erger, hulle glo aan iets wat dood is. So toegewyd is hulle. Hoe vermy ons die louheid? Leer onderskei tussen godsdiens en ware verhouding met God. Godsdiens sluit nie jou ywer, gehoorsaamheid, daai kombinasie daarvan, sluit dit nie in nie. In die opsig van, jy kan opdaag en dink almal jy is heilig. Sê almal jy is toegewyd, net omdat jy opdaag. Nou is jy sommer Christelik. Nee. Dis tot waar godsdiens gaan. Ek sien julle is baie toegewyd. Dit stop daar. Maar verhouding met God is iets anders. Toewyding en opregtheid. Is goed. Maar wys my wie jy is. Hoe lyk die vrug? Watter kwaliteit is dit? Watter kwaliteit is die vrug? Is daar spasie in jou lewe vir ware afsprake met hom? Ware afsprake. Is daar spasie? Kan jy tyd van jou vrou en jou kinders wegneem en sê, ek, of nie eers sê nie, laat hulle slaap, staan jy op. As jy bonatuurlike antwoord in jou lewe wil ontvang van die Here af, moet jy iets doen wat normale mense nie sal verstaan nie. Ek breek myself raak vanmôre. Dit wat natuurlik is, maak nie plek vir God nie. Dit wat natuurlik kom, maak nie plek vir God nie. Maar in daai areas wat jy sukkel om te trap, en jy weet nog nie, maak dit plek dat die Here op die water na jou toe aangeloop kom. Psalm van Dawid, toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Ek het 'n begeerte vir iets bonatuurlik. Here, want kyk hoe lyk my omstandighede.
Ons het hier te doen met mag van die gewoonte teenoor krag van die verhouding. Al hoe jy die krag van die verhouding aanskakel, is as jy staat maak op dit wat God die beste kan doen, wat hy kan doen. En dit is, hy maak die bonatuurlike natuurlik gebeur. Dan moet ons luister. En ons moet breek met die mag van die gewoonte. En ons moet die krag van die verhouding aanskakel. As jy tans by die Here moet erf, wat sal dit wees? Ek sit om sulke tafels aan, hoor ek hoe sê die kinders. Veral as die ouers nou besig om siek te raak. En hoeveel kinders het ek al van gehoor wat goed erf, wat hulle glad nie wou gehad het nie? As moet wat hande klap en sê, okay, verkieslik het jy nie nodig om hande te klap, omdat jy ouers oorlede is nie. Almal is hartseer. Ek het nog nooit van 'n familie gehoor wat almal happy is, so, yes, dankie pa, dankie ma, wat julle vir my agtergelos het. Hoekom? Mag van die gewoonte. As jy jou kinders ken, sal jy weet wat om vir hulle te los. Nou wil ek by sê, as jy jou ouers ken, dan weet jy ook wat om te verwag. Johan, ek het op 'n kol gekom, hou ek my pa se garage so dop, en sien ek wat druk hy daar, en dan sê ek, o Heer. Maar is die waarheid. As ek vandag vir jou vra, wat sal jy van die Here erf as jy kon? As jy hom ken, sal jy weet wat om te verwag. Maar lees nou hier saam met my. Hebreërs 11 vers 8. Hebreërs 11 vers 8. Man, is iets om te beleef. Die kragtige hand van God. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is. Stop net eers daar. Deur die geloof het Abraham toe hy geroep is. Waarna toe die Here jou geroep? Wel, maak op jou oë. Die Here kan net 'n mens Lichtenburg toe roep. Niemand sal uit hulle eie uit mee kom nie. Ek het nog nêrens iemand gehoor wat sê, pastoor, bid saam met my, dat ek en my vroukie kan aftree in Lichtenburg nie. Nêrens. Ek hoor net, hulle sê, pastoor, kan jy saam met ons die Here vertrou? Ons wil graag Kaap toe. Dis soos ek nie hoor van mense wat immigreer Zimbabwe toe nie. We are immigrating to Zimbabwe. Ek hoor nie daarvan. Maar ek hoor van, soos daai pastoorsvriend van my, wat soontoe gaan, sak en pak. Suksesvolle gemeente, 500 mense op 'n diensforum sit, 6 betaalde staf. Hy hoor die stem van die Here, voeps, sak en pak Zimbabwe toe. Eerste gemeente in Zimbabwe gevestig, dink hy gaan nou op pensioen gaan. Kom 70, graai wat kry vir sy 70ste verjaarsdag. Plant 'n gemeente. So hou op om negatief te wees en te sê, ja, maar hoekom kan die Here? Hoekom nie? Hy het jou geroep. Dis hoekom jy moet opgewonde wees, want jou voorsiening in 'n dorp soos hierdie gaan bonatuurlik moet kom. Gehoorsaam weggetrek na die plek waar hy as erfenis sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Nou dink jy, party mense sê, pastoor, julle ouens weet wat hierdie jaar vir my wag. Ek weet nie. Dis jou probleem nie. Bly net gehoorsaam. Bly gehoorsaam met wat die Here vir jou vandag sê om te doen. Moenie dinge overcomplicate nie. Bly gehoorsaam
wat die Here vandag aan jou vertrou. Bly gehoorsaam oor wat die Here vir jou môreoggend sê oor die dag. Los die langtermyn goed vir ouens soos ek, wat met die genade wat God my gee, by jou sal hoop lewend hou om aan te hou, as jy moeg raak. Ons erf, wat by ons geloof pas. Kan ek verder gaan? Jou ouers laat jou erf, wat hulle dink, by hulle verhouding pas. Dis die waarheid. So hulle julle verhouding opsom. Inheritance in die Engels beteken profetiese besitting, maar dit vra van jou om eienaarskap te neem. Dit is baie goed wat die Here wil hê ons moet erf, maar vir nou pas dit by jou geloof. Vir nou sal dit jou geloof help, vir nou sal dit jou versterk. Jy hou nie daarvan nie, maar as jy daarvan besit gaan neem nie, gaan die Here jou nie met beter in jou oë kan vertrou nie. Dink bietjie daaraan. Wil jy eienaarskap neem hierdie jaar van bonatuurlike deurbrake? Bly gehoorsaam. Dan is dit tyd om jou geloof juis te beoefen in die areas waar Christus se voorsiening nog nie in jou bekend is. Daar's sekere temas wat ek en jy vermy as ons gesels. Hoekom? Ek kom ons nou hoor, as mense met my kuier, hulle vermy sekere temas, want hulle is skaam. Plaas dat ons net bereid is om te erken, weet jy, Frans, alwyn ek sukkel al jare met hierdie ding. Hoe lyk dit in jou lewe? My broer, kan jy my nie help nie? Hoor mooi, ons is Christelik. Maar hoe geestelik is ons? Onbekende geloof dek die tafel vir bonatuurlike. Kom ons staan op ons voete en ons sluit ons oë. Sebo shebendele sabarabakushikele besa. Bechamban dorobos telemben dorobombrege batabakushibend. Lachana lebechele masuhuroboshikele labahambresa. Cabreja matisa lachan dalachai dalamasicha labasa. Kuricha lamasicha lamasa. Jou vinger wat na jouself wys, sê die Here, is te lank. Jy het dit te lank laat word. My hand is op jou. Gaan jy my kans gee hierdie jaar om voor te stap? Of gaan hierdie weer 'n jaar wees wat ek moet agter jou inval? En wanneer jy omdraai en my nodig het, sê die Here, dan eers na voorskyn te kom. Of kies jy hierdie jaar om my in alles wat jy doen voor jou te sien loop? Want kyk, sê die Here, daar deure agter jou toegeslaan wat jy sou wou gehad het ek moet oop hou. Dit het jou hart gebreek. Met tye het dit gevoel, dit breek jou liggaam. Maar sê die Here,
wanneer jy swak is daar ruimte vir my om jou aan te vul, jou sterk te maak. Weet dit dat die tyd van links en regs soek na antwoorde nie jou oplossing is nie. Jou oplossing is, gaan jy my toelaat om ten alle tye voor jou sigbaar te bly. Laat my toe om bekend te word in die areas waar jy bang is. Laat my toe. Laat my toe om bekend te word die areas waar jy my nie verstaan nie. Laat my toe om bekend te word die areas waar jy nie my stem hoor nie. En ek sal jou laat erf na die plek wat ek jou geroep het, om vrug te dra, skaduwee te gee, in 'n dorp, waar meeste mense my laat onbekend word het, sê die Here. Vader, en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, waarsonder ons nie een tree mag gee nie, kan gee nie, wil gee nie, saam met ons elkeen beweeg. Ons eer U. Amen en amen. Mag die Here jou seën.